Ons maak ons Bybels oop, 'n boek wat altyd so 'n bietjie wegkruip in die Bybel, wat jy moeilik soek, Genesis. Ons kyk of julle weet waar is hy. Genesis, en ons gaan daar uit 2 hoofstukke net 'n paar verse lees, Genesis 5 en Genesis 6. Ek het nou hier voor die tyd navraag gedoen oor of ons al ooit so diens gehad het, en almal sê nee. So tensy jy baie eeue nou al hier is en weet wat ons nie weet nie, amper klink dit soos Driekus, maar dan lyk my niemand kan sê, hier was al 'n oupa, ouma diens hier in hierdie gemeente nie, so sommer net nog so lekker, dit is so 'n besonderse voorreg om dan so eerste ook in ons gemeente te kan hê. En dat ons die woord by hierdie geleentheid ook mag lees. Ek gaan daar uit Genesis 5, gaan ek so seleksies uit verse lees, dis 'n geslagsregister, en ek weet geslagsregisters is moeilike stof om te lees. Mense raak vinnig verdwaald met al die getalle en syfers en name en al die goeie, so ek wil by 3 gedagtes eintlik, of 2 gedagtes net stil staan wat jy moet hoor, en daarom gaan ek sommer net so 'n paar verse lees. Vers 18, toe Jared 162 was, het hy die vader geword van Henog. Dis waar ons pad eintlik begin. Dan vers 21, toe Henog 65 was, het hy die vader geword van Methuselah. Henog het na die geboorte van Methuselah nog 300 jaar naby God geleef en het seuns en dogters gehad. Henog se ouderdom was dus 365 jaar. Hy het naby God geleef en toe was hy nie meer daar nie, want God het hom na hom toe weggeneem. Vers 25, toe Methuselah 187 was, het hy die vader geword van Lamech. En dan vers 28, net om die volgorde te kry, toe Lamech 182 was, het hy die vader geword van 'n seun. Hy het hom Noag genoem, want het hy gesê, hierdie seun sal ons opbeer in die harde werk met ons hande en in ons swaar kry op die grond wat deur die Here vervloek is. En dan as ons omblaai na hoofstuk 6 toe, net vers 9, net om die verhaal van Noag te hoor. Hier volg die verhaal van Noag, en dan staan daar, Noag was 'n regverdige man. Onder sy tydgenote was hy onberispelik en hy het naby God geleef. Ons hoor dit van Henog en ons hoor dit van Noag. Nou toe ek hoor ek moet hierdie oupa ouma diens doen, toe is die eerste ding wat ek natuurlik doen is om die Bybel te gryp, om te kyk wat sê die Bybel vir ons oor oupas en oumas. En raai wat? Net mooi niks. Die term oupa en ouma kom glad nie eers in die Bybel voor nie. Die Bybelse mense het nie gepraat van oupas en oumas nie. Hulle het ander woorde gebruik. Hulle het meer van die kinders se kant af gepraat, van kindskinders en agterkindskinders. Maar nêrens hoor ons die begrip wat ek en jy vandag ken as oupas en oumas nie. En dit beteken nie dat hulle nie 'n spesiale rol in 'n familie gespeel het of in 'n gesin gespeel het nie. Nee, dit is baie duidelik dat oupas en oumas 'n kardinale rol gespeel het. Dat hulle as instrumente in die hand van die Here gebruik is in die vorming van hulle kinders, hulle kleinkinders en selfs hulle agterkleinkinders. So het ons nou gelees van hierdie geslagsregister van Adam, wat daar in hoofstuk 5 begin, en hy loop dan nou deur tot daarby by Noag, sê die opskrifie. En oor die hoë ouderdomme wat nou hier ter sprake is, van almal wat nou so verskriklik oud geword het, daaroor gaan ek nou niks sê vanmôre nie. Dis 'n wonderlike interessante onderwerp, maar dis nou nie waaroor vanmôre gaan nie. Alhoewel mense seker baie daaroor sou kon sê, maar dis 'n gesprek vir 'n ander geleentheid. In hierdie geslagsregister, en dis hoekom ek dit ook so uitgelig het, lees ons 2 name raak. En van hierdie 2 persone word presies dieselfde gesê. Ons hoor in vers 23 van Henog. Henog het vir 300 jaar naby aan God geleef. En dan hoor ons word dit in vers 24 weer herhaal, hy het naby God geleef. En dan is daar 'n klompie goedjies wat gebeur, 'n klomp name wat bykom, en dan hoor ons weer in hoofstuk 6 vers 9 van Noag, presies dieselfde. Hy het naby die Here gelewe. Nou van Henog self weet ons nie veel nie.
Die Bybel beskryf nie vir ons wie hy was en wat hy gedoen het nie. Wat ons wel van hom weet is dat hy in 'n goddelose tyd geleef het. Dat hy in 'n tyd geleef het waarin baie mense weggeloop het van God af, hulle eie lewe geleef het, selfs God gelaster het, ander afgode gedien het en alles wat daarmee saamgaan. Hoe weet ons dit? Uit die tweede laaste boekie in die Bybel, die briefie van Judas, wat deur Jesus sy eie broer Judas geskryf is, skryf hy oor hierdie Henog. En dan skryf hy in vers 14, dan sê hy, dit is oor hierdie mense dat Henog, wat van die 7de geslag na Adam was, geprofeteer het. Hy het gesê, kyk, die Here kom met sy duisende engele, en hy sal oor almal oordeel. Hy sal al die goddeloses, al die sondaars straf, oor al die goddelose dinge wat hulle in hulle goddeloosheid gedoen het, en oor al die lastelike dinge wat hulle teen die Here gesê het. So ons hoor dat Judas baie eeue later van Henog praat en sê, dis die tyd waarin hy geleef het. Hy het in 'n goddelose tyd geleef, en hy was die een wat gesê het, die Here sal kom om oor hierdie goddeloses en sondaars te kom oordeel. Ons weet ook dat Henog op so 'n wyse naby die Here geleef het, dat vers 24 sê, hy het nie gesterf nie. Hy was nog op 'n dag daar, en toe die Here homself kom wegneem, sodat hy ook by hom kon wees. Van Noag weet ons hom so 'n bietjie meer, nee. Ons weet Noag het die ark gebou, en daar's 'n klomp goed wat mens altyd van Noag onthou as jy van Noag dink. Maar wat belangrik is as jy van Noag of oor Noag praat, is dat ook hy in 'n goddelose tyd geleef het. So goddeloos, dat die Here op 'n dag besluit, dis genoeg. Ek gaan hierdie aarde met al sy mense gaan ek eenvoudig uitwis. Met die sonvloed. Ons lees daarvan in Genesis 6 vers 7. Die Here het gesê, ek sal die mens wat ek geskep het wegvee van die aarde af, mens en dier, ook die wat kruip en die voëls, want ek is bedroef daaroor dat ek hulle gemaak het. En dan sê vers 8, maar Noag is deur die Here begenadig. Ek dink net sou vanmôre verkeerd wees as ek sê dat Noag in die voetspore van sy oupa grootjie gevolg het nie. Gestap het nie. Oupa grootjie Henog het naby aan die Here geleef. En nou hoor ons, in 'n tyd wat so goddeloos was, so verkeerd was, so sleg was hy die een wat gekies het om naby aan God te bly leef. En dan hoor ons geslagte later, 3 geslagte later, as dit by die agterkleinkind kom by Noag, dat hy hierdie voorbeeld van sy oupa grootjie volg, deur ook naby aan die Here te leef, in 'n tyd toe almal goddeloos voor God geleef het. En die skrywer van Genesis tel dit op. Want in die hele geslagsregister kan jy maar gaan deurkyk en jy kan dit gaan deurlees, daar word net van hierdie 2 dit gesê. En hy, Henog, het naby aan die Here geleef. En hy, Noag, het naby aan die Here geleef. O kinders en kleinkinders wat vanmôre hier sit, jy moet die rol wat oupa en ouma in jou lewe speel, moet jy nooit mis nie. En oupas en oumas wat vanmôre hier sit, die rol wat julle in kinders en kleinkinders se lewe speel, moet julle nooit onderskat nie. Want julle maak vingerafdrukke so ver as wat julle gaan, en julle kleinkinders sien dit raak. Julle los voetspore wat julle kinders involg uiteindelik. Vrydag was ek by 'n begrafnis van 'n pa en 'n oupa wat 'n ongelooflike nalatenskap op sy kinders en kleinkinders gelaat het. En dit was fenomenaal om net die verhaal te hoor van wat hierdie oupa alles vir sy kleinkinders beteken het. En na die tyd toe ons koffie en tee drink, het ek nogals fyn geluister waaroor gaan die gesprekke tussen die kinders en die kleinkinders. En die ongelooflike was, die gesprekke het nie gehandel oor die rugby wat môre, gister, dit was nou Vrydag, wat môre sou plaasvind nie. En of die Bokke enigstens 'n kans het om die All Blacks te wen nie. Die gesprekke het nie gegaan oor die dood van Charlie Kirk nie. Die gesprek het nie gegaan oor die dubbelmoord in Kraaifontein of op die ander wat in hierdie week vermoor is en die sleg wat in hierdie week in ons land plaasgevind het nie. Die gesprekke het gegaan oor kinders en kleinkinders wat mekaar stories gedeel het oor oupa. Onthou jy daai keer toe ons saam met oupa gaan jag het? Onthou jy daai keer wat oupa ons geleer skaak speel het? Onthou jy daai geleenthede wat ons die ligte moes afsit op 'n Sondag aand en dan het oupa vir ons klassieke musiek aangesit en dan moes ons geluister het wat se instrumente kan ons hoor en so het ons geleer oor musiek en van klassieke musiek. En jong groot manne huil hardop omdat hulle
hierdie ongelooflike stories het oor oupas wat 'n rol in hulle lewens gespeel het. Oupas en oumas mag dit nooit dink, dat terwyl jy lewe, jy nie 'n indruk los nie. Jy nie vingermerke los nie, jy nie voetspore los waarin kinders dikwels volg nie. As ek nou op hierdie oggend aan my eie oupa dink, dis mos nou oupa en ouma dag, so ek mag hom seker oor my eie oupa ook praat, dan dink ek aan oupa Wiekes. My oupa Wiekes, daar sien julle die foto in die linkerkant van hom, is dit by jou ook links, ja. Oupa Wiekes, as ek aan hom dink, weet ek, dis die een mens wat ek ken, wat ek ook sou kon sê, het naby aan God geleef. Oupa Wiekes het polio gekry as kind, en solank soos wat ek hom ken, het hy met daai 2 houtkrikke geloop. En ons as klein kindertjies moes bygebly het, as oupa die oggend gaan groente koop het, en hy's daar af met daai 2 krikke winkel toe, omdat jy moes bygehou het. Hy kon met daai krikke vinniger geloop het, as wat ons met ons 2 bene kon loop. Oupa het ook op 'n manier vanweë die polio het hy al sy tande verloor. En hy het nooit nuwe tande gekry nie, maar hy kon biltong geëet en kou het, soos wat ek met al my tande dit kon doen. So hard was daardie tandvleis van hom. Maar vanweë die feit dat oupa nie in 'n gewone stoel kon sit nie, hy het so 'n hoë houtstoel gehad waarop hy moes gesit het, en hy het altyd so een van daai goed gehad waarna hy homself moes optrek, was dit vir hom onmoontlik om in 'n kerkbank te sit soos hierdie. Die een geleentheid wat jy daar op die regterkant kan sien, waar ek en hy by mekaar staan, wat hy wel in 'n erediens was ek kan nog goed onthou wat hulle vir hom 'n hoë stoel moes gebring het, waarop hy kon sit, maar hy kon nie so in 'n bank gekom het nie. Wat ten spyte van die feit dat oupa nooit in die kerk kon kom nie, was hy een van die mense wat ek weet, die naaste aan die Here geleef het. As ons as kinders by hom gaan kuier het in Pretoria na vakansies, dan is ons oggend sommer vroeg deur mekaar, of ons slaap vroeg in die oggend deur mekaar gemaak, want ek dink dit was 5:00, net na 5:00, was daar op Radio Suid-Afrika die vroeë oggendoordenkings. Dan was die radio kliphard gesit, want oupa was ook nou nie meer heeltemal, hy het so bietjie doof geword. Dan het ons oggendgodsdiens gehad. Dan, wanneer dit ete was, het ons voor die tyd gebid, ons het na die tyd gebid, en enige iemand, of niemand anders behalwe oupa, mag gebid het. Na aandete moes ons as kinders gesit het, en ons moes maar geluister het as oupa lees, en julle almal, julle lag nou lekker, en dink so vroom, ja, hierdie arme jong manne, maar almal het daai ding gehad, van as oupa lees, dan onthou jy so een versie, want oupa gaan na die tyd vra, wat het ek nou weer gelees, en wat het jy gehoor, en dan onthou jy net hierdie een sinnetjie, jy het vergeet van die res, maar jy onthou daai een sinnetjie. Ons is deur daai proses elke liewe aand, wat oupa vir ons geleer het van die Bybel. En ligte af, was weer hier in die aand 10:00, as dit die laat oordenking op Radio Suid-Afrika was. Ek het niks by my oupa geërf, fisies nie, maar ek het hierdie Bybel by hom gekry. Seker een van die grootste skatte in my boekrak. En as jy nou daar kyk, dan heel voor in die Bybel, het oupa en ouma het nog daai tyd gelewe, sy is kort daarna sy oorlede, wat oupa vir my hierdie Bybel gegee op die 31ste van die 1ste 1976. En ek het al baie in my lewe geloop en dink, wat was nou so aan die dag? Dis nie Kersfees nie, dis nie my verjaarsdag nie, dis die begin van my CB-jaar daar in Rywelou nog. Daar's niks daaraan aan hierdie datum nie. Behalwe 2 goed wat ek kan onthou. 1, ek het nie 'n Bybel gehad nie. En 2, ek het op daai stadium nog nie die Here geken nie. Ek het van die Here nie veel geweet, eintlik niks geweet. Maar hy het vir my 'n Bybel gegee. En oupa het al daai jare van my jong mens daar, van rowwe jong kind, het hy vir my bly bid. En gebid dat ek iewers die Here sal leer ken. En as jy nou die tweede prentjie kry, die volgende ene, dis nou so bietjie dof. As jy hulle sien net onder daai datum in my eie handskrif, en die wat glo ek kan nie mooi skryf, daar is die bewys. Ek kon op 'n dag skryf dat ek dit self kon lees. 17 jaar later ontmoet ek die Here in hierdie selfde Bybel. En word ek sy kind. En word ek ook vir die Here lief, soos wat my oupa vir hom lief was. En begin ek nader aan die Here leef, en vandag glo ek, leef ek naby aan die Here, soos wat oupa Wiekes geleef het. En elke keer as ek in hierdie Bybel vat, en hy staan daar in die boekrak, dan dink ek daaraan, ouens het daar plase geërf, of hulle het gewere geërf, of hulle het allerhande mooi goed van oupa geërf. Ek het niks sulke goed geërf nie.
Maar hierdie is vir my meer waardevol as al die res. Want deur hierdie woord het ek by die Here uitgekom. Oupa het iewers besef, ek sal vir hierdie kleinkind van my bly bid, totdat op 'n dag teen die Here vasloop. En daarom, jong mense, moet jy vanmôre moeite doen, om as jy nog 'n oupa of 'n ouma in hierdie lewe het, doen moeite om bietjie langer by hom of haar te gaan sit. 'n Ekstra koppie tee saam te drink. Meer te luister wat oupas en oumas sê. Meer te hoor hoe oupas en oumas vir jou bid. Want dis een van die groot wonderlike dinge wat oupas en oumas kan doen. Hulle kan vir hulle kinders en hulle kleinkinders bid. En hulle sal aanhou bid, dat as jy nog nie by die Here uitgekom het nie, jy die Here iewers sal vind. En vandag is so 'n wonderlike geleentheid om sommer net vir 'n oomblik net stil te word en vir die Here al die eer te gee. Vir oupas en vir oumas in ons lewens. Vir mense wat in ons lewens ingekoop het as klein kindertjies en vir ons gehelp vorm het en gehelp bou het, sodat ons uiteindelik vandag kan sê, omdat my oupa naby aan die Here geleef het, leef ek vandag naby aan die Here. Wat ek van die Here geleer het, was deel van wat oupa en van ouma vir my deur die jare geleer het. Baie van die verhale van die Bybel onthou jy, omdat oupa dit vir jou gereeld gelees het, of ouma dit vir jou gereeld gelees het, in die aand voor bedtyd. Kom ons gebruik 'n geleentheid, 'n kort oomblik, en ons eer die Here vir oupas en oumas in ons lewens. En oupa en ouma, as jy vanmôre hier sit met jou kinders by jou, of hulle is dalk nie vanmôre hier saam met jou nie, mag dit dan wees dat jy een van die oupas en een van die oumas sal wees, wat soos hy hier nog naby aan die Here leef, of geleef het. En 3 geslagte verder, kleinkinders, 'n klein agterkleinkind, Noag, oor hom presies dieselfde gesê word, ook hy het naby aan die Here geleef. Mag dit ook van julle inderdaad waar wees. Amen. Here, baie dankie vir oupas en oumas in ons lewens. Baie van ons wat hier sit, het lankal nie meer 'n oupa of 'n ouma nie. Dalk van ons jonger kinders het nie ooit vir oupa of ouma geken nie, omdat hy of sy of hulle dalk al vroeg in hulle lewens oorlede is. Maar dankie dat ons stories het wat vir altyd sal bly. Wat ons vir mekaar kan vertel, verhale en herinneringe oor die impak wat 'n oupa of 'n ouma dalk in mense se lewens gehad het. Dankie dat ons vanmôre weet dat U op 'n besonderse manier geslaglyne aan mekaar vashou. En dat selfs oupa grootjies 'n groot indruk en 'n groot verskil en 'n groot impak in agterkleinkinders se lewens kan hê. Of selfs 'n ouma grootjie. En daarom wil ek vanmôre in die besonder bid vir elke oupa en elke ouma wat hierso sit. Ek wil bid dat U op 'n baie wonderlike manier vir hulle sal kom seën vanmôre. Dat U vir hulle sal vashou in U goedheid en die guns oor elkeen van hulle sal uitstort. Ek wil vra dat U in U wonderlike liefde die verhoudings wat daar tussen oupas en oumas en kleinkinders is, dat U dit sal seën vanoggend. Dat dit gekoester sal word deur ons kleinkinders en selfs ons agterkleinkinders. Omdat ons weet, dit gaan ook nie vir altyd hou nie. Dit gaan ook op 'n dag verby wees. Mag die geleenthede wat ons het om by 'n oupa of by 'n ouma te sit, mag ons dit in volle gebruik. Seën ons in hierdie dag as ons saam kuier as gesinne en families. Ons bid ook vir hulle wat vanmôre hier sit wat nie kinders of kleinkinders het nie. Wat nooit 'n oupa of 'n ouma geword het nie. Ons bid vir hulle wie se kinders dalk al oorlede is. Ons dink aan hulle wat nie kinders of kleinkinders hier naby hulle het nie. En dankie dat ons vir elkeen van hulle ook aan U kan opdra. En weet dat U ook in U groot genade ook by hulle sal wees, en ook vir hulle sal vashou. En die goedheid ook oor elkeen van hulle sal uitstort. Wees U die een wat al die eer ontvang in ons verhoudings tussen oupas, oumas, kinders en kleinkinders en agterkleinkinders. In die naam van ons Here bid ek dit alleen. Amen.